Matteus 13 vers 44, hy sê, verder is die koninkryk van die hemele soos 'n skat wat verborge is in 'n saailand, wat 'n man kry en wegsteek. En uit blydskap daaroor gaan hy en verkoop alles wat hy het en koop daardie saailand. So hier, hy soek skatte. En hy kry elke dag skatte. Goed, waarvan hou hy nou? Koop hy dit en dan staan sy hele huis vol. Maar op 'n dag kom hy in hierdie saailand en hy sien hierdie skat. En hy sien, maar hy is niks wat met hierdie skat vergelyk kan word nie, maar ek het nie geld vir hierdie skat nie. Toe gaan hy en hy verkoop alles wat hy het, al die skatte wat hy reeds gekry het, om daai skat te koop. Nou daai skat in ons lewe is die koninkryk van lig. Nou in jou lewe bereik jy goeders. Jou eie stene bou jy jou eie self. En partykeer is ek nogal groot en magtig, geliefd. En dan kom jy op die koninkryk van die lig af en jy sien, maar hier is iets kosbaars. En dan gaan jy en jy gaan verkoop alles wat jy reeds bymekaar gemaak het. Met die versamelnaam van die eie ek. Maar alles, en dit kan ons nie reg nie. Want ons dink baie van daai goeders is nou heel bereikbaar hier so in die koninkryk van God. Ek gaan dit net so hier kom toepas. Maar solank as ek daaraan gekoppel is dit 'n mislukking. Jakobus se getuienis van vanoggend is baie kosbaar. Dat hy mense gaan sien om oor die evangelie te gaan praat. Maar daai dag was sy ek so afgebreek, dat toe hy moes gaan, toe sal van hom niks oor nie. Toe kan hy net sê, Vader, help my. En toe werk alles reguit, want toe sal baie min van hom wat kon gaan, en baie van die gees. Maar ons besef dit nie, want ek dink, ek het soveel kursusse gedoen in my lewe, en ek het so ver geleer, en ek het soveel mense kennis, en met dit gaan ek nou hierdie ding doen. En sodra ek God wil help, is dit 'n mislukking. So hoe minder ek kan wees, hoe minder daar van my oor is, hoe meer kan hy werk. Want ek is kompetisie. Ek moes gesterf het, maar ek bly elke nou en dan uit die graf uitkom, en dan wil ek help. En ons besef dit nie, om daai ek af te breek, en minder te maak, is dit elke dag se taak, om daai goed te gaan verkoop, wat ek by mekaar gemaak het, om die skat te kan kry, wat ons lewe lank. 45. Verder is die koninkryk van die hemele soos 'n koopman wat mooi parels soek. En toe hy een baie kosbare parel kry, gaan hy weg en verkoop alles wat hy het en koop dit. Sê presies dieselfde. Nou hierdie is 'n gelykenis van wat? Hy sê, verder is die koninkryk van die hemele soos. So dis 'n direkte vergelyking. Die koninkryk van God, die koninkryk van lig is soos 'n man wat baie parels koop, maar op 'n stadium kom hy en hy kry hierdie kosbare parel. En dan gaan verkoop hy alles wat hy besit om daai parel te kry. Wat die koninkryk van God is. As jy nie alles verkoop nie, sal jy in die koninkryk van God nie ingaan nie. As jy nie jou lewe afskryf en doodmaak nie, sal jy nie in die koninkryk van God ingaan nie. Ons word die evangelie verkondig, wat dit baie makliker maak. Laat ek nie gekruisig word nie, laat ek nie sterf nie, maar laat ek net so in die koninkryk ingaan. Dit gaan nie gebeur nie. Jy moet sterf. En jy het 'n lewe lank nodig om daai ek dood te maak. En hoe meer van ek dood is, hoe meer van Yeshua is daar. Dit was Johannes die Doper se gebed, wat hy gesê het, minder van my en meer van u. Daai twee is direk evenredig aan mekaar. Meer van my is minder van u. Kies. Baie mense kry die koninkryk van lig in hulle in, sodat hulle moet groter word. En dis presies die blessing evangelie, die prosperity evangelie. Ek moet mooier lyk, want ek het nou God. Dis die God van hierdie wêreld. Ek moet sterf, sodat hy in my kan leef.